Hoofnuus vanaand. Suid-Afrika word 'n nekslag toegedien toe die land se ambassadeur sonder seremonie uit die FSA geskop word. En die 21ste Outeniqua rolstoeluitdaging vir gestremdes is weer aangebied. Goeienaand en welkom by die nuus. Suid-Afrika sal dringend ander handelsvennote moet soek na sy betrekking met Amerika blykbaar 'n finale nekslag toegedien is. Die Trump-administrasie het die Suid-Afrikaanse ambassadeur Ebrahim Rasool met onmiddellike ingang uit die land geskop. Hoewel die Departement van Internasionale Betrekkinge aangedui het dat die Suid-Afrikaanse regering diplomatieke kanale sal gebruik om die verwikkelinge met die Amerikaanse regering te bespreek, meen politieke ontleeders dit sal nie veel gewig dra nie. Die optrede teen Rasool volg nadat hy tydens 'n webinar daarop gesinspeel het dat die Amerikaanse president 'n globale wit suprematistiese beweging lei. Rasool het die opmerkings tydens 'n seminar oor buitelandse beleid gemaak. Is launching is an assault on incumbency, those who are in power, by mobilizing a supremacism against the incumbency at home, and I think I've illustrated abroad as well. So in terms of that, the supremacist assault on incumbency, we see it in the domestic politics of the USA, the MAGA movement, the Make America Great Again movement, as a response, not simply to a supremacist instinct, but to very clear data that shows great demographic shifts in the USA, in which the voting electorate in the USA is projected to become 48% white, and that the possibility of a majority of minorities is looming on the horizon. Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het kort daarna op die sosiale media platform X Rasool as persona non grata in Amerika verklaar, wat die raskaart gebruik om verdeeldheid te saai. Volgens Rubio haat die Suid-Afrikaanse ambassadeur Amerika en Trump en is hy nie langer welkom in die FSA nie. In sy reaksies het president Cyril Ramaphosa dat Suid-Afrika verbind bly tot betrekkinge met die FSA wat albei lande tot voordeel sal strek. Volgens die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, is Amerika se optrede betredenswaardig en ongekend en is die regte diplomatieke kanale nie gevolg nie. In normal diplomatic relations, it should have been a demarche to engage with the ambassador on the comments that he has made, and then take it from there on both countries. But it has happened. We have now to follow all the diplomatic protocols and processes to facilitate the smooth return of Ambassador Rasool to South Africa and work on the transition on this matter. It is also regrettable because he was at a very advanced stage to prepare for the special envoys, to reset the relations and so forth. Die optrede teen Rasool is die FSA se jongste aanval op Suid-Afrika wat bande tussen die twee lande op 'n mespunt gedryf het. Trump het reeds alle finansiële hulp aan Suid-Afrika afgesny wat ernstige gevolge inhou vir gesondheidsprogramme, terwyl Suid-Afrika se voortgesette deelname aan AGOA ook in die weegskaal is. Die Amerikaanse regering het sonder enige seremonie Suid-Afrika se ambassadeur Ebrahim Rasool uit die FSA geskop. Dis 'n duidelike boodskap ook aan die Suid-Afrikaanse regering dat wat die Trump-administrasie betref daar basies niks verder is om te bespreek nie. Die Suid-Afrikaanse regering sal baie vinnig stappe moet neem om verhoudinge tussen Suid-Afrika en die FSA te normaliseer in die beste belang van al die inwoners van Suid-Afrika. The Democratic Alliance views the escalating tensions between the United States of America and South Africa as deeply unfortunate. We call on the presidency to expedite the Government of National Unity's formal delegation to Washington, D.C. to negotiate a pathway towards the stabilization of diplomatic relations with one of South Africa's largest and most important trade and investment partners. The PAC strongly condemns the USA attempt to interfere in the South African affairs by proposing the expulsion of our ambassador. This is an attack on our sovereignty and an attempt to dictate our policies.
South Africa is not a puppet of the USA. Volgens berigte kon Rasool na sy uitlatings nie daarin slaag om roetinevergaderings met amptenare van die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake gereël te kry nie. Rasool is in Januarie as ambassadeur in die VSA ingestel. Hy was ook van 2010 tot 2015 die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Washington. In Zimbabwe het die minister van Gesondheid, Douglas Mombeshora, aangekondig dat kolera-uitbrekings in 6 van die land se 10 provinsies aangemeld is. In die vorige uitbreking in 2024 is 35.000 gevalle aangeteken en 600 mense is dood. Kommer heers dat die gesondheidsstelsel oorweldig gaan word, sou die gevalle toeneem, veral na die FSA se besluit om befondsing aan gesondheidsprojekte op te skort. Daar is egter 'n silwer randjie wat voedselsekerheid betref. Die land se ergste droogte in 40 jaar is die afgelope reenseisoen gebreek, wat beteken dat die land minder afhanklik van die Wêreldvoedselprogram gaan wees. In Pretoria het Suid-Afrika en die Demokratiese Republiek die Kongo vergader oor die moontlikheid van vestiging van 'n vervoerkorridor sowat 3100 kilometer. Die doel is om handel tussen die twee lande 'n hupstoot te gee. Die roete sal deur lande van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap soos Angola loop, met die doel om verskeie bedrywe in die waardeketting in die streek te verbind. Die projek gaan na raming $6 miljard, oftewel 109 miljard rand beloop. Die afvaardiging het Suid-Afrika probeer verseker dat die roete nie deur die konflikte en die geweld in die oostelike deel van die DRK geraak sal word nie. Dis binnekort tyd vir 2 Amerikaanse ruimtevaarders om huiswaarts te keer, wat nou al 9 maande lank in die ruimte vassit. Butch Wilmore en Suni Williams sal met 4 ander ruimtevaarders uitruil, wat gisteraan suksesvol gelanseer is as deel van samewerking tussen NASA en SpaceX. Wilmore en Williams het die Boeing Starliner se eerste ruimtevlug onderneem, maar die aandrywingsstelsel het onklaar geraak en hulle is toe gestrand. Hulle sal die terugtog na verwagting op die 19de Maart aanpak. George in die Wes-Kaap het weer eens 'n suksesvolle Outeniqua rolstoeluitdaging, oftewel OCC, aangebied. Die enigste resies van sy soort vir gestremdes in Suid-Afrika. Die geleentheid is amper gekanselleer weens 'n gebrek aan finansies. Maar verskeie skenkings is betyds ontvang en die 21ste OCC kon voortgaan. Suid-Afrika se top Paralimpiese atlete het weer deelgeneem in die 42 km marathon. Daar was ook 'n 21 km halfmarathon en 'n 10 km padwedren, sowel as 'n pretresies van 5 km en 'n spesiale kategorie vir mense met enige gestremdheid. Ons almal het die krag om mense te inspireer. Partykeer is dit net 'n glimlag wat iemand se dag verander. En obviously met ons in ons handfietsse en die ouens in die stoele en wat hier op en af ry, ek dink dis hoekom dit in die dorp moet gebeur. Sien mense dit en miskien het hulle 'n afdag of hulle het slegte nuus die vorige dag gekry en hulle sien maar hier's hierdie ouens wat obviously moet lewe soos hulle lewe, maar alles uit en hulle geniet hulle lewe. So verseker, jy weet, ek is baie bly en ek hoop dat dit 'n inspirasie kan wees. Maar ek dink dit is baie belangrik vir die gemeenskap om ook te besef wat se inspirasie, daai ondersteuning van die kant van die pad af vir ons. Cyclists, not a lot of hand cyclists. You know, there are a few hand cyclists who come here and do the event, which is great. But there are a lot of other just guys in wheelchairs who do the push races, and it's a big event for a lot of other people. You know, the hand cyclist is quite a small group of people when you look at the event. So it serves a lot of disabled people. Organiseerders is verlig dat die geleentheid kon voortgaan. Die 42 was vir jare groot verrassing. Ons het nie minder nie as 30 deelnemers gehad in die para en die quad afdelings en ons het as atlete hier gehad van Namibië te sterk span gestuur, Zimbabwe, Ghana, en natuurlik ons eie mense was hier, Stewart McCready, Peter West, Pieter de Pre, Justine Asher,
al hierdie sterk kompeterende atlete vir ons wat kom deelneem het. Vir sommige was dit hul heel eerste deelname. Dit maak my van binne af bly en dit maak my gelukkig. Ek werk ook, my werk hou my baie vas en nou dit maak dat ek kan deel wees van geleenthede om my gestremdheid uit te leef. By die werk kan ek dit lekker uitleef nou. So voel ek nou vandag baie gemaklik tussen my eie mense en die OCC is 'n jaarlikse hoogtepunt vir talle gestremde atlete. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. En dit is aan al vir vanaand, tot môre, totsiens.